Vriende, goeiemôre. Baie welkom. Is goed om elkeen van u vanoggend te sien. Lekker op hierdie wonderlike Sondag wat ons reën kry. Eintlik gisteraand al so lekker. Hierso ek het so 15 mm hier by my gemeet. So wat 'n wonderlike voorreg is om vanoggend Pinksterfees te vier. Ja, dit is nou 'n kategese afnaweek. Maar baie dankie vir almal wat moeite gedoen het om vanoggend te kom om regtig saam die Here se uitstorting van sy gees te kom vier. En dit is wat ons doen aan die einde van Pinkster. Ons het 'n goeie gesamentlike Pinkster gehad hierdie jaar. En volgende jaar as die Here wil, gaan ons dit weer in ons eie gemeente hê. En die jaar daarna, dan is die gesamentlike Pinkster van die Ring van Oudtshoorn hier in Welgeluk. So ons is dan gaan ons die gasheer wees, maar dis 'n bietjie lank voor die tyd. So ons kyk maar eers of ons daar uitkom of die liewe Heer nie gekom het voor daai tyd nie. Maar in elk geval, ek moet dan sê vanoggend, ek het nou water gedrink as gevolg van my stem wat nie lekker is omdat ek gisteraand die Blou Bulle geondersteun het. Dis om ons reën het vandag. Ek is jammer, die Sharks het net nie mooi rugby gespeel nie. Ja, so ek moet dan al die Blou Bulle ondersteuners, alles het hoes suur vir my. Baie geluk sê met julle span. So ja, okay. Nou het ek dit gedoen, nou is dit oor en verby. Okay, nou kan ons aangaan. Vriende, ons het vanoggend Pinksterfees en op Pinksterfees het die gemeente bymekaar gekom met 'n vreugde. Hulle het toe die Gees uitgestort het, was daar nuwe energie, nuwe ywer om die woord van die evangelie te gaan dra en te gaan verkondig. En daarom wil ek vir jou vra, kyk net daar rondom jou, is daar 'n vreemdeling of iemand is wat jy nog nie ken nie, hopelik is dit jou vrou of jou man nie, maar sê net vir die persoon hallo en kom ons groet mekaar op hierdie Pinksterfeesdag. Hallo Susan. Kom ons groet mekaar op hierdie wonderlike oggend. Julle wat alleen sit, sê maar ook hallo vir mekaar. Daar is iets besonders aan Pinksterfees. Want die kerk, soos ons dit vandag ken, het 'n geskenk ontvang, die Heilige Gees wat aan ons gegee is, sodat ons kan kerk wees in hierdie tye waarin ons leef. Dis meer as 2000 jaar terug, vriende, en die kerk is nog steeds besig om vorentoe te beweeg en uit te brei. Daarom vier ons vanoggend daardie wonderlike voorreg van dit. Net so in die begin, kom nou die tegnologie daarom nie, as hy. Vanoggend gaan ons koffie drink, al is dit 'n kategese afnaweek, het ons net gevoel dis nagmaal en ons gaan lekker saam, daar is 'n lekker bederf vanoggend. Jy hoef nie nou dadelik huis toe te hardloop, daar's lekker warm koffie en tee en so ietsie bederf. Kom ons kuier lekker saam vanoggend. Daar is die saal, ons is daarom hoef nou nie buite te wees nie. So kom ons kuier lekker vanoggend na die erediens gaan ons lekker saam koffie drink en sommer ietsie geniet en ook so uiting gee aan hierdie feesvieringe van vandag. Vriende, net ons Pannekoekdag, die 20ste Junie, dit kom nou ook nader, dit is Vrydagoggend, jy kan solank die bestellings by die kerkkantoor plaas, of as jy 'n besigheid het, of as by mense is, jy kan meer as een pannekoek bestel, ons gaan vir jou kom aflewer, so dis ten bate van ons Zimbabwe uitreik, die vrouens gaan 'n bietjie bak, daai is Vrydagoggend, die 20ste Junie, so kom ons ondersteun ook daardie lekker dag. Here, as ons vanmôre in hierdie kerkgebou sit en ons hoor die reën op die dak, dan vul dit ons met dankbaarheid. Dankie vir die reën wat al vannag geval het. Dankie vir dit wat nog op pad is. Ons dank U vanoggend met dankbare harte. Dankie dat ons op Pinksterdag kan fees vier, Here. Dankie dat ons soos Moses dit kan waag om ons skoene uit te trek en nader te beweeg aan die brandende bos, want ons is op heilige grond. Here, ons vier vanoggend die uitstorting van U Gees aan die kerk. Ons kom herinner mekaar dat hierdie
beweging waarvan ons meer as 2000 jaar deel is, nog steeds besig is om te beweeg. Here, vul ons opnuut vanmôre met u liefde en u genade. Mag ons opnuut vanmôre kom stil raak en weet dat u die Here is en dit bely saam met die psalmdigters. Mag ons u eer omdat u die Here is. En omdat ons weet agter ons lê 'n leë graf en alhoewel u opgevaar het op hemelvaart, vier ons vandag u teenswoordigheid van u Gees in ons lewe. Seën ons oggend saam, Here. Of ons nou gaan sing, of gaan Bybel lees, of aan die nagmaalstafel gaan sit, kom seën dit aan ons harte in hierdie oggend. Amen. Here, U is vir my 'n toevlug en 'n veilige vesting. Here, U is vir my 'n toevlug en 'n veilige vesting. Liewe gemeente, wees dan gegroet vanoggend met die wonderlike woorde, genade en vrede vir julle. Mag julle dit vandag saam met ons beleef en ervaar en weet wat dit beteken om by die Almagtige te skuil. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie voorreg om vanmôre net opnuut weer te kan Pinksterfees vier. Ja, Here, ons kom sit aan die nagmaalstafel, ons berei onsself voor om opnuut weer te ontvang, Here. Wat ontvang ons? Ontvang U heerlikheid in ons lewe. Ons kom herinner mekaar dat daar 'n prys betaal is vir ons vryheid, vir ons sondes. En daardie prys is 'n duur prys, want U het U lewe daarvoor gegee, maar het ook opgestaan. En vandag vier ons die uitstorting van U Gees aan ons kerk. Ja, Here, die Gees wat ons lei, die Gees wat ons transformeer, die Gees wat vir ons help om in hierdie lewe sin te maak. Help op om te verstaan wat rondom ons gebeur. Ja, Here, maar ook vir ons die gawe gee van om te glo, om vas te hou aan U en aan U beloftes. Mag ons opnuut vanmôre, wanneer ons hierdie verhaal lees, waar U Gees uitgestort is aan die disippels, mag ons opnuut hoor, Here, wat het daardie dag gebeur, op Pinksterdag, toe U Gees aan ons gegee is. Here, seën hierdie woorde aan ons harte vanoggend, en mag ons opnuut hier uitgaan, nie net as gewone mense, maar mense wat ontvang het, wat getransformeer is, wat gehelp word om in die lewe verskil te maak. Seën ons saam wees in hierdie pragtige môre. Amen. Vriende, ek kan die Bybels oopmaak by Handelinge 2. Nou toe wat ek so heeltyd rond staan om te sien van die blomme, laat my dink aan die ou klassieke storie van die dominee wat by 'n gemeente gekom het, maar hy was nou nie baie lank nie. En die preekstoel was redelik hoog gewees en kort moet hy nou so om die preekstoel preek en so om die preekstoel preek. En hiervoor het 'n paar kinders gesit en hulle het hom so aandagtig geluister en hulle het later op 'n stadium toe sê hy, waar is hy? Daar is hy. Ek is toe nou bang vir môre dat julle gaan ook begin sê, waar is hy? Daar is hy. Vriende, ons is by Handelinge 2. Hierdie is 'n aangrypende verhaal om te kan lees. Ons weet as die laaste paar Sondae bietjie by Handelinge ook stil gestaan, maar Handelinge 2, en ons het by Hemelvaart na Handelinge 1 en Lukas 24 gekyk, en hoe hulle by mekaar hoort, en Handelinge 2 gebeur, dit gaan dit nou verder. Die disippels is weg, Jesus het opgevaar, en hulle is by mekaar daar in Jerusalem, en dan gebeur die volgende in Handelinge 2 vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, nou die Pinkster, die Grieks staan daar Pentekost, wat beteken 50, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het.
almal is met die Heilige Gees, luister mooi, vervul en hulle is in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. Mense is nuuskierig. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras, verbaas sê hulle toe, die mense wat dan daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan nou sy eie moedertaal? En dan vers 9 gaan verder, dan verduidelik gee nou al daai klomp tale en name van waar die mense vandaan gekom het. Dan wil ek hê ons moet spring na vers 14 toe. Daar lees ons die volgende. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees, daar is dit weer, onder leiding van die spreek hy die mense toe. Die visserman, die ou wat weggehardloop het, wat Jesus verloon het, hy staan op. Maar dit is nie hy wat opstaan nie, die Gees in hom help hom op te staan. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Petrus se eerste preek. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog meer, dis maar nog 9:00 in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ekskuus, net tot sover. Vriende, kom ons stop daar gou vir 'n oomblik, want hierdie is 'n verskriklik belangrike laaste gedeelte wat Petrus hier vir die mense sê. So sal dit in die laaste dae wees. Nou, vriende, ons het nou die afgelope week het Dominee Marinus vir ons kom help en 'n bietjie kom help uitpak. God se storie met ons, wat is die groter storie? Julle hoef ontspan, ek gaan nou nie die hele preke herhaal nie. Maar hy het iets gesê wat ek graag vanoggend weer wil herhaal by julle. Want toe ek dit hoor, ek het dit lank terug al gehoor, maar toe maak 'n klomp goed vir my sin om te verstaan waar is ons op die oomblik in die Bybelse leefwêreld. En daar's 'n baie bekende teoloog, N.T. Wright, hy is al redelik bejaard, hy's in die 70's. Maar hy het nou al weer 'n boek ook uitgebring, maar hy's 'n verskriklike goeie Nuwe Testamentikus, wêreldberoemd. En hy het gegaan en hy het gaan sê, jy kan eintlik die Bybel in 6 opvoerings indeel, soos 'n toneelstuk. Jy deel 1, en dan deel 2, deel 3, 4, so gaan dit aan. En ek wil dit vanoggend opnuut vir julle kom herhaal, want toe ek dit hoor maandag aand, toe maak 'n klomp goed vir my ook sin. En ek wil hê ons moet dit verstaan voordat ons by ons teks kom vanoggend. En dit is hierdie. Hy sê die eerste deel van hierdie verhaal het afgespeel daar in die begin van Genesis, die skepping. Sien ek het 'n spelfout, sondeval is een woord, sorry. Die tweede ene was die sondeval. En na die sondeval het ons 'n lang bedryf gehad, die derde bedryf, die hele geskiedenis van Israel, wat 'n groot deel van die Ou Testament beslaan. Hoe God Abraham roep, hoe God met Moses werk, die volk uitbring, al daai hele geskiedkundige verhaal, ek het so tyd terug vir julle die Bybelboeke so 'n bietjie in mekaar gesit. Die profete, almal, psalms, jy kan dit als is in daai derde bedryf. En daai derde bedryf het oorgegaan na die vierde bedryf van Jesus Christus se koms na die aarde toe en alles sy werksaamhede en alles wat daarmee saamgedoen het. En vandag vier ons die vyfde bedryf eintlik, want na Jesus se hemelvaart het die vyfde bedryf begin, die handelinge van die kerk, die uitstorting van die Gees en hoe die Gees begin werk het en hoe mense opgestaan het en begin het om die evangelie te verkondig. Maar die geheim lê hier. Daai vyfde bedryf is nog nie klaar nie. Ek en jy is nog deel van daardie vyfde bedryf. En dan die sesde ene sien ons
met verlange uit, dis Jesus se wederkoms. Dis die Bybel. En dit help vir 'n ou om te verstaan, dat ons is hier in die 5de bedryf. En in die 5de bedryf, het daar 2000 jaar terug iets gebeur. Wat is dit? Die Gees van die Here is uitgestort. Die uitstorting van die Heilige Gees op die disippels, wat daar in 'n vertrek by mekaar was die begin van God wat kom sê het, ek is met julle op pad. Dis nie ek en jy, vriende, dis nie ek en jy wat met God op pad is nie. Dis God wat die inisiatief neem. Dis hy wat eerste handel. Wat het ek gelees met hemelvaart, Lukas 24? Hulle het hom aanbid met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Vriende, die disippels, nou moet jy vir 'n oomblik onthou, wat het hierdie disippels almal gemaak, voor Jesus aan hulle verskyn het? Hulle het almal weggehardloop. Hulle het hom almal in die steek gelaat. Een van hulle wat hom die meeste in die steek gelaat het, was Petrus, wat hom 3 keer verloon het. Maar Jesus kom en herstel daai verhouding na sy opstanding, in daai 40 dae, wat hy saam met hulle op aarde geleef het en beweeg het. En hier kom wag hulle, nadat hy opgevaar het, wag hulle vir 10 dae, vir die uitstorting van die Gees. Nou die wonderlike is, hierdie Pinksterfees waarvan ek en jy praat, of wat ons elke jaar vier, het saam met die Joodse fees van die weke geval. Daar was so 3 feeste wat vir die Jode verskriklik belangrik was. Die een was die Tabernakelfees, die een was die Pasga, en dan was hierdie die een, die fees van die weke. Dit is aan die einde van die somer gevier, in die begin van die somer gevier, na die oeste af is. Onthou, in die noordelike halfrond raak dit nou somer, ons sit in die winter, so as julle nie weet nie. Maar in elk geval, en in hierdie tyd, vier hulle hierdie fees van die weke. Maar ook, dit is die fees van die Pinkster. Pentekost, wat 50 beteken. Dis 50 dae na die Paasfees. Wat gebeur hier? Die 5de bedryf, waarvan ek en jy deel is, begin. Wat nou baie interessant is, dat die terme wind en vuur gebruik Lukas hierso, om weer te verduidelik. Nou as jy in die Ou Testament gaan lees, dan was wind en vuur redelike tekens van God se teenwoordigheid. Hy roep Moses by 'n brandende bos. Daar was 'n rukwind as hy met Elia praat. Daar was in Johannes 3 verduidelik Jesus dan vir hom, die Gees is soos die wind. Jy weet nie waarvan hy kom of waarheen hy gaan nie. So wind en vuur is 2 terme, natuurtonele, wat God gebruik om aan ons te verduidelik, hy is teenwoordig. Ja, dit moet ons vir mekaar sê, dat vuur en wind kan ook vernietigend wees. Ons weet wat in 2017 in Nyasa hierdie tyd gebeur het. Hoe daai vuur net eenvoudig buite beheer geraak het. Ons weet wat wind kan doen as dit verskriklik stormagtig is. Maar kom ons hou vir 'n oomblik vas aan die beeld van God, wat deur wind en vuur vir ons wil kom herinner, ek is teenwoordig. Ek is by julle. En daarom, vriende, as ek en jy vanoggend Pinksterfees vier, as ons later aan hierdie tafel gaan aansit, en net 'n stukkie brood en 'n bietjie wyn of druiwesap drink nie, dan kom herinner ons mekaar, dat ons deel is van 'n beweging, wat 2000 jaar terug begin het. En ons is nog nie klaar nie. God is nog nie klaar met ons nie. God is nog nie klaar met die kerk in Suid-Afrika nie. God is nog nie klaar met die kerk in die wêreld nie. Want ek en jy kry 'n opdrag. Ek en jy word geroep, ons word gestuur om daardie lese wat op ons mure staan te gaan doen, om die koninkryk te laat kom. Het u vir 'n oomblik al ingedink
Wat sou gebeur het as hierdie 12 manne wat by mekaar was daar net eenvoudig niks gedoen het nie? En dit is die wonderlike. Dit hang nie van hulle af nie. Dit is God wat weer eens die inisiatief neem. Dis God se gees wat hulle optel. Petrus wat 'n visserman was, wat nie aansien gehad het nie, wat opstaan en in die gees 'n gesprek voer, 'n preek gee. Dit is so hartseer, dat ek en jy soms onsself bevind op 'n plek wat ons sê, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie voor mense praat nie. Ek bly maar liewer stil. Vriende, jy hoef nie te praat nie. Jy hoef nie voor mense op te staan nie. Jy moet net wys wat in jou lewe leef. Hoe leef jy God se liefde uit? Hoe kyk jy na ander rondom jou? Het ons tyd nog vir mekaar? Doen ons nog moeite vir mekaar? En dit is een van die groot onderskeidings wat daar in die vroeë kerk was, toe Petrus hulle uitgegaan het en hierdie mense begin bedien het, is dat hulle het vir mekaar omgegee. Ek is die Here ewig dankbaar vir die voorreg wat ek het om 'n leraar by die gemeente te wees, waar mense regtig vir jou omgee. En ek wil vir julle dankie sê daarvoor. Dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle liefde, en dankie vir die daar wees in my en Diana se lewe. En in Louis nog op universiteit, maar waar ons ook al kom, daar word altyd gevra, Dominee, hoe gaan dit met Louis, of hoe gaan dit met julle? En ek wil vir julle daarvoor dankie sê. Want dit is een van die tekens van wat 'n kerk is. 'n Kerk gee om. 'n Kerk reik uit. Ons is hier nie ter wille van onsself nie. Ons is hier ter wille van 'n wêreld wat stikkend is. En dit is wat die vroeë kerk gedoen het. As Petrus dan verder gaan en hy sê, maar jong mense gaan gesigte sien en ou mense gaan drome toe, dan gaan hy verder, dan sê hy eintlik daardeur dat die kerk as beweging gaan nie stop nie. Dan moet altyd 'n visie wees, dan moet altyd iets anders te wees. Ons is op pad. Ek en jy word op Pinksterdag opnuut geroep om deel te wees van die 5de bedryf. Is jy gereed? Is jy gereed vir die reis wat voorlê? Ek sluit af met 'n aanhaling van Dallas Willard. Ek is baie lief vir sy boeke, ek lees baie van dit. Dit is baie moeilike hoë Engels, maar danksy Tannie Doreen verstaan ek dit beter. Maar Dallas Willard is 'n ongeloof, hy sal in 2013 oorlede. Maar eendag vra van sy studente hom, Prof, hoekom volg jy Jesus? Jy wat so 'n intellektuele reus is en alles ken, hoekom volg jy hom? Dit was Dallas se antwoord. Wie dan anders? As jy vanmôre in hierdie kerkgebou sit en wonder hoekom volg jy Jesus? Wie dan anders? Daar is nie iemand anders nie. Daar is net Jesus wat ons kan volg. Kom ons gaan in hierdie, soos Koenie Burger sê, en daarmee sluit ek regtig af, kom ons gaan leef in die kragveld van die Heilige Gees. Want dit word aan ons gegee, en ek en jy moet net sê, Here, help my asseblief, want dit is tot ons beskikking. Amen. Vriende, kom ons raak stil voor die Here en voordat ons die nagmaal gaan instel. Here, dankie dat ons in hierdie môre iets kon beleef
van die 5de bedryf wat aan die gang is. Dat ons deel is van daardie bedryf. Here, maar ons wil niemand anders te volg as U nie, Here. Ons wil net U volg. Want U is ons Here. Amen. Vriende, die nagmaal is 'n wonderlike fees om aan die nagmaalstafel te kom aansit en te weet dat ons kom herinner onsself aan wat het die Here Jesus vir ons kom doen. Hy het nie net kom ly en sterf nie, hy het bepaalde iets kom doen vir ons en hy het gesê vir sy disippels daar wat ons die avondmaal so 'n paar maande terug gevier het. Ek gee dit vir julle om julle dit te kan onthou. So wanneer julle die brood eet en die wyn drink of druiwesap drink, onthou wat het ek vir julle gedoen. Mag julle dit vanmôre opnuut onthou dat die Here Jesus vir julle gesterf het en opgestaan het, maar dat hy ook sy gees vanoggend opnuut vir julle wil gee sodat julle hom kan volg. Vriende, ons gaan voordat ons 'n lied gaan sing, ek dink ja, ons gaan 'n lied sing. Voor ons die lied sing, wil ek graag vir u uitnooi om aan die nagmaalstafel te kom aansit. En as jy met vanoggend 'n behoefte het om met die Here te kan praat, of wil praat, dan doen jy dit vanoggend. Maar neem die vrymoedigheid om aan die tafel te kom aansit. Jy sal sien hier's 'n paar stoele hier voor vanoggend. Ek het gevoel dat die kerkraad vanoggend hier saam met my aan die tafel kan sit. Omdat ons gemeente so bietjie anders te funksioneer. Ons neem nie kollekte in die banke op nie. Ons deel die nagmaal uit en iets. Dan wonder 'n mens maar, Jesus, het hierdie gemeente 'n kerkraad of is net Dominee Andries wat hier baas is? In elk geval, daar is 'n kerkraad. So ek wil graag vanoggend sommer net vir julle wys. Julle weet hulle, jy ken hulle. So terwyl ons dan sing, wil ek die kerkraad nooi om vanoggend hier by my aan die tafel te kom sit. Baie welkom julle hier by die tafel. Mag die Here dit vir julle ook 'n wonderlike ervaring sal wees saam met ons liewe Heer vanoggend. Dis 'n voorreg. Vriende, ek wil hê dat julle hierdie tyd sal gebruik om die broodjie uit die sakke te haal. Want ons koster maak dit so mooi altyd op, hy en Caroline. Daar is hy.
Het hulle hom oopgekry. Ek wil hê dat ons vanoggend, ek gaan dit vir ons voorlees, jy kan dit net saggies beamoen, die geloofsbelijdenis wat 1700 jaar aankom, die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons het dit nou die dag bietjie by die Bybelskool bietjie hanteer en daaroor gepraat, en dit is 'n belijdenisskrif wat 'n ryke geskiedenis het en vir ons alles vertel van wat en in wie ons glo. Daarna sal ek vir ons die tafelgebed doen. So kom ons luister vanoggend opnuut na die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Deur wie alles tot stand gekom het, hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die geskrifte opgestaan. Hy het na die hemel toe opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy sal met die heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons met hierdie geloofsbelijdenis iets kon verwoord van wat en wie ons glo. Ons glo in U, Here, U wat ons almagtige Vader is. Here, maar ons kom sit vanoggend hier met ons stikkendheid, met ons broosheid. Ons kom vra, Here, vergewe ons al ons sondes, voordat ons nou hierdie nagmaal gaan gebruik. Seën ons in hierdie oggend saam, Here. Seën hierdie brood en wyn aan ons liggame, en as ons dit gebruik, mag ons onthou, wat is daar vir ons betaal. Amen. Vriende, as jy jou brood geneem het, dan wil ek jou nooi om daardie brood te vat. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat die Here Jesus se liggaam vir jou sondes stikkend gebreek is. As ons dan nou die beker van danksegging neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het as prys wat betaal is vir jou sondes. Dankie Here dat U ons nou gevoed het. Dankie dat ons op Pinksterfees mekaar kan herinner aan wat het U vir ons kom doen. Dankie vir U Gees wat uitgestort is in ons lewe en ons rig en toerus vir die toekoms. Seën ons in hierdie dag verder en gaan met ons in die week waar ons ook al kom, dat ons gevul met U Gees U opdragte sal uitvoer en 'n verskil sal maak in mense se lewens.
Dankie Here. Amen. Vriende, ontvang die seën, gaan leef in die vreugde. Die Here het ons gevoed met sy nagmaal en ons is Pinksterfees, gaan en dan gaan leef daarin. En ek wil vir jou vanoggend die uitstuur, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die vriendskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees, julle beskerm, julle genadig wees en julle vashou, omdat hy vir julle wil uitstuur met sy Gees. Die Here seën julle. Amen.